Net Anna asof niks verander het nie. Maar alles het. Die spanning tussen hulle is nie meer net woede of wantrouwe nie. Dis iets dieper, gevaarliker. Elke blik hou nou te lang. Elke stilte voel vol dinge wat nie gesê word nie. Sy het begin verder delf in die geheime rondom haar familie en ontdek ou dokumente wat jarenlang versteek is. Wat sy lees laat haar hande bewe. Haar pa het geweet. Nie alles nie. Maar genoeg, hy het geweet van die onrecht teen Halelse familie en gekies om stil te bly om die Aslan die naam te beskerm. Die ontdekking breek iets binne haar. Daardie aand konfronteer sy haar pa. Die argument skeer deur die huis soos vuur. Vir die eerste keer sien die familie heel sterk beheerde sy net werklik breek. Intussen kyk Hal van 'n afstand hoe haar wêreld in mekaar tuimel. En die skuld begin hom verteer. Toe hy haar later alleen kry, vol trane en woede probeer sy sterk bly. Maar sy kan nie. En hy ook nie meer nie. Die afstand tussen Hal en sy net bestaan amper nie meer nie. Hulle probeer steeds veg teen wat tussen hulle groei, maar emosies begin deur elke kraak breek. Selfs Hal argumente klink nou soos mense wat te veel voel eerder as mense wat mekaar haat. Wanneer sy net onverwachts verdwyn na nog 'n dreigement, slaan paniek hard in Hal in. Hy soek haar oral sy kalme masker finaal gebreek. Toe hy haar uiteindelik by die ou familieplaas kry, staan sy alleen in die wind, uitgeput van alles. Ek is moeg om sterk te wees, fluister sy. Daardie woorde tref harder as enige wapen. Hal stap nader. Nee, sê hy sê. Jy was net te lang alleen. Die stilte tussen hulle word zwaar. Warm. Onmoontlik om weg te ignoreer. Ente, sonder nog woorde. Soen hy haar. Nie perfect nie. Nie rustig nie. Soos twee storms wat uiteindelik ophou wegvlug van mekaar. Maar terwyl hulle nader aan mekaar kom, kyk iemand vanuit die donker. En glimlach. Van die volgende slag gaan alles verander.